As hy vriende, goeiemôre. Baie welkom aan elke een van julle. Dis so wonderlik om te sit en nie te sweet. Net so 'n bietjie koeler weer hê. Ons waardeer dit regtig. Maar nou ja, dis Zululand, né? Ons huil nie. Dit is waarvoor ons ken nou al die weer so. So ons is dankbaar vir die koeligheid en die bietjie reën wat geval het en ons hoop daar gaan nog meer val. Vir die van julle wat op YouTube virtueel inskakel, ook baie welkom by vanoggend se erediens. Ons vergeet nie van julle nie en ons bid die seën van die Here ook op julle af, daar waar julle tuis is en saam met ons die erediens volg. Ek wil so aan die begin hoor, is daar enige nuwe intrekkers? Jy jou hand opsteek, of nie nuwe intrekkers nie, nuwe lidmate ook. Partykeer is 'n ou nou al lank hierso, want dan is jy nou nie hier ingeskakel as daar van julle is. Asseblief, ons wil na die tyd vir julle beter leer ken, so die beste manier om dit te doen is, drink koffie, lekker koffie, daar is, en doen dit met 'n rooi beker. Dan weet ons jy is 'n nuwe lidmaat. So al is jy 'n introwert, en jy gaan jou hande probeer toemaak met jou rooi beker, vat jou rooi beker en ons wil graag met jou gesels om jou net bietjie beter te leer ken. Goed, ek gaan vinnig deur 'n paar afkondigings gaan. Dinsdag Bybelstudie. Ons beweeg nou in die lydenstyd uit. Ek gaan net nou 'n bietjie verder daaroor ook praat en ons temas gaan bietjie rondom dit gaan. Donderdag die manne wat saam kuier. Vetkoek en pannekoek, daar is vetkoek, gevulde vetkoek beskikbaar teen R20 elk. Jy gaan nie 'n groter winskoopie kry nie. Koop nou vir jou man sommer 5, want hy gesorg vir die hele week vir sy kospak wat hy werk toe vat. So teen R20 elk. Beter ken braai. Ons hou van braai en ons hou van kuier. So ons wil mekaar beter leer ken. Al die nuwe lidmate, Vrydag die 20ste Februarie, ek het nou, daar is 'n tafel agter, waar jy net kan aandui, ja, ek kom, ek bring die hele familie saam, skoonfamilie, almal, ons gaan lekker braai Vrydag aand. So, toon dit net vir ons daaraan, asseblief, ons voorsien die vure, die pap en sous, jy bring jou eie drinkgoed, vleis en eetgerei. Baie dankie daarvoor. Kerkraadsvergadering, sê ons nou al die 25ste Februarie. Ons voorbidding ook daaraan dink. Ek sal later ook weer terugkom na ons spesiale kerkraadsvergadering toe wat ons gehad het maandag. Omgeegroepe, as jy behoefte het aan 'n klein groep, omgeegroep, laat weet vir my. Ek dink nogal mense kan dalk, ook in hierdie lydingstyd, kan 'n ou dalk bietjie by mekaar kom, eenmal 'n week op 'n weeksaand en sommer net met mekaar deel. As jy belangstel daaraan, laat weet vir my en dan vat ons dit daarvan af verder. En dan die braaihout wat nog daar is en dan belangrik, ek wil net seker maak, het ons masjienkies. Is ons reg? So dan ons wil dit ook inbring by ons dankoffer, want ons het nie altyd kontant nie en ons is nie almal op Zapper nie. So ons het die Jouko masjienkie, jy steek net jou hand op en een van die dienslede sal met die masjienkie na jou toe kom en daar is die hele resepie wat jy intik daarvoor. Baie dankie ook daarvoor. Kom ons raak bewus van die teenwoordigheid van die Here, ons raak rustig en ons fokus weer net op hom. Die sanggroep, julle kan so lank vir ons asseblief regmaak. Dankie ook, ons het 'n paar nuwe gesigte en dis vir ons lekker wat in die sanggroep is. So ons bewuswording uit Jesaja 50 uit. Wat sê Jesaja 50? Jesaja 50 sê, die Here het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat.
En dit is my gebed dat die Here my kan gebruik vanoggend om die wat moeg is, moed in te praat. En dat ons mekaar kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Jy luister nie een keer na die Here en dan is dit nou verby nie. Dis elke liewe môre, vars is sy genade. Elke liewe môre wil ek weer luister wat hy vir my te sê het. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. 'n Goeie leerling weet dat hy nie weet nie. 'n Goeie leerling weet dat hy moet luister. Mag die Heilige Gees van ons goeie leerlinge vanoggend maak. Mag dit wees dat jy en ek so oop is vir die stem van die Here, dat ons sal kan sê na die tyd, ek het geluister. Ek het geluister en die Here gee vir my woorde, om die wat moeg is, moed in te praat. Mag die Here dit vanoggend hier, vanoggend ook tussen ons reg kry. Ek gee vir jou 'n oomblik van stilte om net bewus te word van die teenwoordigheid van die Here. Beweeg hier tussen ons, ek buig voor U, ek buig voor U. U is hier, raak aan elke hart, ek buig voor U, ek buig voor U. U is hier, beweeg hier tussen ons, ek buig voor U, ek buig voor U. U is hier, raak aan elke hart, ek buig voor U, ek buig voor U. Want U is wegmaker, wonderne werker, waarheid maker, lig in die donker, my God, dit is
dit wat ons hier sing is die waarheid, dat die Here tussen ons deur beweeg met sy gees. En dit is 'n groot stuk gerusstelling dat hy die lewende Here is, wat werk in mense se harte en werk in ons harte. En daarom kan ek jou vanoggend groet met die vrede van die opgestane Here Jesus Christus. Vrede vir elke een van julle. So kom ons sing, staan en dan aanbid ons die Here. Ancient of days, glorious in holiness, worthy of praise, wonderful
Vriende, dit bly 'n verskriklike groot voorreg om die Here so te loof en te sing en dat die woorde nie net ook oor ons spoel nie. Ek het nou gelees of gesing terwyl ons sing die woorde daar die storms raak stil voor u stem. En dat terwyl ons dit sing, ons dit ook vir onsself sê, Here, u is Here en u het die beheer ook oor die storms ook in my lewe. U het beheer daaroor, dit sal stil raak voor u stem. Ons moet dit in ons, moet dit nie net sing nie, is nie net 'n lekker liedjie nie. Dit is iets wat binne in ons moet leef en wat ons die Heilige Gees moet vra al meer wakker te maak binne in ons. Kinders, julle by my kom kuier asseblief. En dan hoor ons wie het verjaar. Daar sy. Ja, julle is 'n lekker klompie vanoggend, né? Lekker. Goed. So maak plek, skuif so 'n bietjie op. Maak plek vir Boet. Daar's hy. Daar's hy. Goed. Kom ons hoor wie het verjaar. Steek op hande, dat is eers by julle hoor, wie het verjaar? Ja, kom hierso. En hoe oud? 9 jaar oud. Ja. En nog, kom ek in. En hoe oud? 12. Daar staan julle sommer net hier so. Nog, kom ons hoor wat se verjaarsdae is daar nog. Ingrid, jy het verjaar. Julle daar vir haar gee, vir aan die Ingrid gee. Wie gaan gee? Sis, gee sommer gou daar. Daar vir aan die Ingrid. Baie geluk met jou verjaarsdag, Ingrid nog. Daar sy, Rian het verjaar. Juffrou oom gee daar. Nog. Waar? Maar daar so, ja. Hendrika het gister verjaar. Gaan jy hardloop daar? Valentine daar vir tannie Hendrika. En waar nog? Daar nog, daar sy. Ag ja. Daar so. Chris? Okay, maar jy kan 'n advance kry. Daar. Goed. Daar's nog enetjie. Okay, julle ons moet nou die lig afsit. Ek kom nou agter die lig aan. Waar steek op hande, het almal nou gekry hierso voor? Nee. Net lus vir ou sjokoladetjie. Johan, wat? Het jy? In hierdie jaar. Okay. Goed julle, is daar enige spesiale huweliksherdenkings gewees? 50ste, 40ste, daai tipe van goed, 60ste. Okay. Goed. 1 jaar is ook spesiaal, ja. Kom ons sing vir hulle. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoera. Hip hip, hoera. Wat is ons verjaarsdagwens? Mag jy weet dat die Here jou liefhet. Elke verjaarsdag, maatjie, mag jy elke dag beleef dat die Here jou liefhet. Ek gaan julle twee sommer vra, wil julle nie vir ons die Bybel oopmaak en vir ons kers aansteek nie, asseblief. Dankie, Megan. Jan. Daar sy. Baie dankie. Goed. So die skool is nou weer lekker aan die gang, né? Aan die gang. Ek wil bietjie dat ons vanoggend
so 'n bietjie praat oor luister. Weet julle wat dit beteken om te luister? To listen. Do you know what it means to listen? Weet julle wat dit beteken om te luister? So maak julle oë toe. Maak toe julle oë. Maak toe, maak toe, maak toe, maak toe. Maak toe julle oë, nie julle ore nie. Wat hoor jy? Luister so 'n bietjie. OK. Sê 'n bietjie. Sê 'n bietjie vir my, wat hoor julle? Hoor die aircon? Iemand wat? Iemand fluister, wie fluister? Het julle gehoor? Nog? Het julle 'n babatjie gehoor wat? Het jy dit gehoor? Ja, mense moet mense ore oopmaak, mense hoor dit. Wie van julle het gister gehoor toe dit begin reën? Het julle gehoor? Ja. En dit vanoggend ook gereën, maar het julle dit gehoor? Het julle dit gehoor op die dak? Wie van julle het singdakhuis? Julle, ja. En dit is die wonderlikste geluid, né? Om reën op 'n singdak te hoor. Daar's so 'n liedjie ook gewees. Luister na die geluid van reendruppels op 'n singdak. Dis die wonderlikste, né? Wat kan 'n mens nog alles hoor? Wat hoor jy nog alles by die huis? Dink so 'n bietjie. Jou kat wat miau wanneer sy honger is vir kos en nog? Die honde wat blaf, dit hoor 'n mens ook. Wat hoor julle nog? Wat sê jy so? Ek hoor my hamster en sy wiel hardloop. OK, se wat hardloop? Sy wiel. O, OK. Wat hoor julle nog? Mamma? Mamma en pappa wat praat. Mamma en pappa wat praat. Ja, en sussie wat praat. Dis wat waar ons nog. Wat hoor julle nog? Die? Aap op die dak, ons bly in Natal. Ons het hulle plek om inneem. So aap op die dak. Die? Die wat? Kan nie lekker hoor nie, sê vir my. Juffrou. Ja. Ja, as jy in die klaskamer is, dan hoor jy juffrou, né? Wat praat met 'n mens? Wat nog? Maatjies. Mens hoor jou maatjies. Ja, okay, so, hoe wil jy ook nog gesê het? Okay, sê vir my. Voeltjies. Ja, mens moet. So wat ons moet doen is, ons moet ons ore gebruik en ons moet luister. Moenie net so deur die lewe gaan nie. Luister na die voeltjies. Luister na jou hond en jou kat. Luister ook na mamma en pappa se stem. Maar daar's nog 'n baie belangrike stem waarna ons moet luister. Wat sou julle dink is dit? God se stem. Hoe hoor ek God se stem? Waar hoor ons God se stem? In musiek. Is dit nie wonderlik? Ons hoor God se stem in musiek. Ja, ons hoor die Here se stem in musiek. Nog? Wat is hierdie? Bybel. Wat hoor ons hierin? Jesus se stem wat sê vir ons dat hy ons liefhet. Daarom is dit belangrik dat ons die Bybel lees, want in die Bybel hoor ons dat Jesus vir elke een van ons sê, hey, jy is spesiaal. Jy's kosbaar vir my. Ja, ons moet ons ore oop hou daarvoor. Dis die belangrikste stem in jou lewe waarna jy moet luister. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Of mamma en pappa dit vir jou sê, my kind, weet jy dat Jesus jou liefhet? Maatjies, as jy vir jou maatjie kan sê, weet jy dat Jesus jou liefhet? So ons gaan dit nou sing vanoggend. Dit is so 'n mooi liedjie. Ek wil eintlik waar's die tannies wat vanoggend die groepies gaan vat? Wil julle nie voor kom staan asseblief? Eloise, ek sit jou nou op die spot. Kom asseblief en kom staan hierso, want hierdie tannies wil ook eintlik vir julle sê, weet jy
dat Jesus jou liefhet. En dankie daarvoor dat julle ook instrumenteel is in die Here se stem om vir hierdie kindertjies te herinner daaraan dat Jesus hulle liefhet. Is julle reg dat ons kan sing? Sy. Julle kan in julle groepies kan julle saam met die tannies gaan. So vriende, in die kerklike jaar beweeg ons nou in lydenstyd in. Julle weet, daar's 'n kerklike kalender met seisoene. So ons is nou deur die Epifanie, dit is die grand woord daarvoor om te sê God se verskyning wat gebeur het met Kersfees. Hierdie hele tyd het ons stil gestaan by God se verskyning hier in die wêreld. En nou eerskomende Woensdag is Aswoensdag. En Aswoensdag is eintlik die begin van die 40 dae voor die kruisiging. Ons is alweer by Paasnaweek. So dis ons staan aan die vooraand daarvan van die lydingstyd. En vanoggend se gedeelte wat ons gaan saam lees hier uit Matteus 17 is hierdie gebeure kort voor Jesus se gaan na Jerusalem toe en al die dinge wat daar so gebeur het. Ek gaan vir jou vra om saam met my te lees daar uit Matteus 17 uit. Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus: "Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses, een vir Elia." Terwyl hy nog praat, het hy helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê: "Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom." Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: "Staan op en moenie bang wees nie." Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Dis tot sover dat ons vanoggend gaan saam lees. So die vraag wat ons vanoggend vir mekaar vra, wie is Jesus? Wie is Jesus vir ons?
Wie is Jesus vir jou? 'n Mens kan oor iemand praat, oor 'n bekende persoon praat. Ek het in hierdie week nogal geglimlag daaroor. Ons het onder andere oor Lorika Rau gepraat en toe het die persoon gesê, ja, weet jy wat, toe ons daar gebly het sy bietjie verder af in die straat gebly. En dit is mos so, as jy so naby so 'n bekende persoon is, dan kan jy mos amper half praat asof julle saam gebraai het. Maar jy het geweet, jy het maar net geweet van haar en sy het naby aan my gebly. So oor Jesus kan ons dalk voel, ja, weet jy wat, ek ken hom, ek weet van hom, van kleins af weet ek van hom. Jy kan 'n historiese kennis hê, jy kan 'n teoloog wees wat histories gaan navors, hoe lyk Jesus, waar het hy groot geword, wat sy geskrifte is daar, om dit alles te bevestig. So jy het net 'n klomp kopkennis. En dan kan ons ook die behoefte hê wat ek hoop daar binne in elke een van ons is, om te sê, ek het 'n verlange daarna om 'n persoonlike verhouding met hom te hê, dat hy my persoonlike vriend is. Nie net 'n kennis wat 'n entjie af in die straat bly nie, nie net iemand wat ek uit boeke uitleer nie, maar iemand wat elke liewe dag deel is van my lewe, deel is van my bestaan, deel is van die alledaagse dinge waarmee ek besig is. So kom ons kyk hoe hierdie gedeelte dalk vir ons bietjie daarmee kan help. Die wonderlike ding is, die eerste ding is wat ons lees hierso, is Jesus word eintlik bevestig as Here, né? Hier is hy op die berg, saam met hierdie naby disippels van hom, en hier gebeur iets met hom, hy kry 'n skynsel, 'n verheerlikte figuur wat hy in verander. En die ander ding is dat Moses en Elia by hom is. Nou trek nou net so vinnig gou die lyne deur na Moses toe. Moses op die berg ontvang die 10 gebooie. So die berg is altyd nogal in die geskiedenis van die Jode het 'n berg altyd daai simbool gehad van 'n baie besonderse ontmoeting met die Here. En Moses het dit gehad met die Here. Elia op die berg Karmel. Toe die Baalprofete op hulle herrie gekry het. Toe God weer bewys het dat hy die Almagtige is. So hier's 2 groot figure in die Joodse geskiedenis wat hierso saam met Jesus verskyn. En wat eintlik net bevestig, hierdie is die Messias wat moes kom. Die Hebreërs skrywer het iets daarvan geskryf in Hebreërs 1. Hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat. Deur die profete, Moses en Elia, hulle was profete gewees. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Nie meer deur 'n profeet nie, Jesus self, God self wat homself aan ons kom openbaar. En lees net mooi wat die Hebreërs skrywer sê. Uit hom straal die heerlikheid van God. Uit Jesus uit straal die heerlikheid van God. Hy is die ewebeeld van die wese van God. Is nie sommer net nie. So dit is wonderlik. En dit wat Petrus hulle hier sien is wow. Jesus word bevestig as die verlosser, as die Messias vir wie ons al die jare gewag het. Wat is Petrus se reaksie? Petrus se reaksie is, Here, dis goed dat ons hier is. Ja, dit is lekker, dit is wonderlik. Dit wat nou hier gebeur het is groot. Kom ons bly net hier. Kom ons maak 'n hut vir u, 'n hut vir Elia en 'n hut vir Moses. Kom ons bly net hierso. Hier is dit wonderlik.
Baie keer is dit met ons so, wanneer ons hierdie besonderse belewing van die Here gehad het, dat ons dit amper half wil parkeer en sê, Here, ek wil dit vashou, ek wil dit nie laat los nie, dit is so besonders gewees, kom ons bou 'n hut, kom ons bly hier, want hier is dit wonderlik, dit wat ek nou hier beleef het, is wonderlik. Daar's 'n tweede bevestiging. Die Vader wat bevestig. Dis nie net die profete wat dit bevestig nie, dis die Vader self wat hierso sy seun bevestig. Terwyl hy nog praat, die helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem in die wolk gesê, hierdie, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug, luister na hom. So vriende, die profete, dis wonderlik dat Elia en Moses daar is, maar wow, as die hemelse Vader dit sê, is dit prysloos. Dat die Vader dit sê, Jesus is my seun en oor hom verheug ek my. Jy sal onthou, met sy doop het dieselfde gebeur, met Jesus se doop. Die stem wat uit die hemel uitkom, die Vader wat bevestig, hierdie is my seun. Oor hom verheug ek my. En die Vader wat sê, luister na hom. So wat is die reaksie? Die reaksie hierop, toe die disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Dit moes regtig 'n besonderse belewenis gewees het hier op die berg. Eers hierdie opwinding en verwondering van Jesus saam met Elia en Moses, en Here, kom ons bou 'n paar hutte hier en ons bly hier lekker op die berg. En nou gaan dit 'n trappie verder aan as hulle die stem van God hoor wat sê, hierdie is my geliefde seun, en hulle reaksie is dat hulle bang word en op die grond neerval. Wat gebeur met Jesus? Jesus die mens tree nou in. En Jesus die mens kom na hierdie disippels van hom toe en sê, raak hulle aan en hy sê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Dit is die wonderlike van hierdie gedeelte, liewe vriende, dat Jesus Here is, wat bevestig word deur die Vader. Hy is Here. Dis wat Hebreërs 1 ook sê, volle wese van God is in hom, hy is Here. Moses en Elia wat dit kom bevestig, hy is die Messias wat moes kom, oor wie ons geprofeteer het. Hy is Here. Maar Jesus, wat sê, ek hou nie vas aan my Hereskap nie, ek het mens geword. Mens geword onder gewone mense. En daarom kan hy aan hulle raak, daarom kan hy vir hulle bemoedig om te sê, moenie bang wees nie. Ek is hier. En dan is dit baie betekenisvol dat die Matteus skrywer sê, toe hulle opkyk, weg is Moses, weg is Elia, net Jesus alleen. Net Jesus alleen. Jesus wat Here is, en Jesus wat hier teenwoordig is tussen ons. So 'n bietjie verder aan, hier aan die einde van Matteus 28, het Matteus die volgende geskryf oor Jesus se laaste woorde. Onthou, dis nou na die opstanding. Hy kom na sy disippels toe en hy sê, julle moet die volgende onthou, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Met ander woorde, ek is Here, ek het die dood oorwin, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Vers 20, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Here en hier. Here en mens onder ons, ook vandag nog. Vriende, ek dink dis belangrik hierdie, dat ons, dis my twee ankers in die lewe. Hierdie vers was ook al
ankers in my lewe gewees. Want soms stamp die lewe 'n mens en het jy behoefte om net te weet, Here, dis nie buite beheer nie. U is nog in beheer. Here, hierdie situasie kan hoe sleg lyk, maar dis nie bo u nie, bo u mag en bo u krag nie. Dis nie buite u liefde nie. Romeine 8 sê, geen dood, siekte, geen bose mag of krag kan my skei van u liefde nie. Ek hou daaraan vas. Ek het hoop, omdat ek weet dat Jesus die Here is. Omdat ek bevestiging kry deur die Heilige Gees wat dit in my lewe bevestig. Soos wat die Vader dit uit die wolk uit bevestig het. Hierdie is my seun. So aan my is alle mag gegee. In jou situasie, in moeilike situasies, onthou, aan hom is alle mag gegee. Maar die tweede gedeelte is ook vir my belangrik, dit help my ook. Want Jesus werk nie so in my lewe dat aan hom alle mag gegee is en hy vat al my probleme weg en hy los al my probleme op en ek huppel deur die lewe nie. Dis nie hoe hy is nie. Dis nie hoe hy werk nie. Somstyds val ek ook bang neer oor my omstandighede, oor dinge wat vir my bang maak vir die lewe, wat my onseker maak. En dan is dit Jesus die mens, Jesus wat hier is, wat nader kom en wat my aanraak en wat vir my herinner en vir my sê, ek sien jy is bang, maar jy is nie alleen nie. Ek sien jy is moedeloos, maar ek het die dood oorwin. Jesus is Here, maar hy is hier teenwoordig in my lewe. En met daardie boodskap wil die Here ons uitstuur in hierdie wêreld in. Hy is Heer en hy is hier. Vriende, daar is nie parkeerplek vir kinders van die Here in wonderlike ervarings van die Here nie. Daar staan 'n bordjie op geen parkering. Jy mag ook nie stil hou nie. Ons mag nie hutte op die berg bou en daar bly nie. Wanneer Jesus na sy disippels toe gaan, sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, en as jy bietjie verder aan lees, sê hy vir hulle, kom ons gaan af. Jy kan nie parkeer op die berg nie. Daar's 'n geen parkering bordjie op. Versterk deur dit wat die Here in ons lewe doen, met ons afbeweeg na die lewe toe, in hierdie wêreld in, en vir mense gaan herinner, Jesus is groter as jou omstandighede, en hy is teenwoordig elke dag in jou omstandighede. Dis ons roeping. Partykeer is dit moeilik, want ons beweeg in die lydingstyd in, en in die lydingstyd dink ons daaraan aan dit wat Jesus gelei het. En raak ons bewus daarvan, Here, hierdie wêreld is stikkend. Dinge werk nie altyd uit soos wat ons beplan het, dat dit moet werk nie, Here. Maar dankie dat U by my is. Dankie dat U my vashou. Selfs al voel ek nie dat U my vashou nie. Dankie daarvoor. Hy is Here en hy is hier. En dit sal môre so wees en dit sal oormôre so wees tot in ewigheid. Mag jy en ek deur die werk van die Heilige Gees dit ervaar en net weer herinner word daaraan elke liewe dag. Hy is Here en hy is hier. Ek gaan nou geleentheid gee om net stil te word. Die sanggroep, julle kan vir ons regmaak. Ons gaan die liefdeslied sing. Waar ons sommer net vir die Here sê baie dankie. Ons het nou gister het ons nou val in die tuindag gevier. Valentinesdag gevier en dit moet tog vir ons herinner aan die groot liefde van die Here. Johanay, dankie vir jou dat jy ons herinner het met jou rangskikking vanoggend hier, dat die grootste liefde wat daar is, die Here
Wat nie vir ons blomme en sjokolade kon gee het nie, maar wat sy lewe vir ons kon gee het. Dankie daarvoor. Vriende, ons sal nou oorgaan in aanbidding in. Daar is ons persone vir wie ons wil intree. Caitlin, Marijn, Louis en Magda, julle wat hier is, met julle kinders, julle kleinkind, Sophia, Preston, Martie, Babsie, Frik, ons wil aan jou dink, met jou uitdagings met gesondheid. Ons sal dink aan ons boere met geweldige uitdagings. Ek het sommer gedink en ek het dit nou nie bygesit nie, mense wat vir weke sonder water sit. Ons wil dink aan ons sulke ouens, maar spesifiek aan ons boere ook, aan ons langtermyn siekes, Marius, Antoinette, Sue Albert, Barend Bester, Nick de Klerk, Les Marais, Jaco Spannenberg, Teresa Williams, Gerard van Heeren, Lorraine Koster. Ek wil vra terwyl ons nou in aanbidding gaan, dat as jy die vrymoedigheid het, dat ons vanoggend 'n kers aansteek, jy kan 'n kers kom aansteek vir iemand wat die Here op jou hart druk, en dat ons op hierdie manier ook net weer ons intree bevestig. Dat hierdie mag nie net nog 'n moment in die erediens wees nie. Dit moet die moment in die erediens wees waar ons regtig bewus raak, Here, dat daar mense is wat uitdagings het. Ons beroep ons op U wat Here is, en ons beroep ons daarop dat U asseblief
teenwoordig sal wees in hierdie mense se lewe en in hulle families. So ek wil vir jou regtig uitnooi, nou terwyl ons gaan saam bid, dat jy hierso 'n kersie kan kom aansteek. Ek sal sommer hierdie kersie aansteek vir ons boere en vra Here dat U hulle genadig sal wees. So ek wil jou uitnooi. As jy daar iemand is wat op jou hart druk, wil ek jou uitnooi, kom steek 'n kersie aan. Ek het nou nie eens gereël met ons sanggroep nie, maar dalk kan ons iets sing. Ons kan weer die liefdeslied kan ons ook doen terwyl ouens die kersie aansteek, as dit reg is met julle. Kom ons gee geleentheid daarvoor. Here, hoor ons gebed vanoggend. Sien ons raak met elke kersie wat ons aansteek. Kersies wat ons aansteek binne in ons harte en pleit by U. Here, wees ons genadig. Raak ons aan, ook wanneer ons bang raak vir dit wat die lewe aan ons doen, situasies waarin ons ons bevind. Kom en raak ons aan. Ons het nodig om vertroos te word, ons het nodig om hoop te hê. Dankie dat U dit doen deur U Gees. En dankie dat ons hier 'n wolk van gebede na U toe kan uitstuur. Amen. Vriende, voordat ons gaan nou ons dankoffers opneem. Kerkraadsvergadering 25ste, ons het maandag wat verby is, het ons spesiale kerkraadsvergadering gehad. Ek wil u net inlig daaroor. Dit gaan oor die jeuglokaal hieronder. 'n Groep het ons genader en gevra, kan ons 'n kleuterskool daarso ontwikkel?
En ons het gekyk na al die feite op die tafel. Daar's 'n klomp werk aan die gebou nodig. Jy kan nie net sommer mense daar insit nie. Maar nadat ons alles oorweeg het en gekyk het wat die inkomste vir ons sal wees, het die kerkraad besluit, ja, ons gaan dit doen, met sekere voorwaardes van gebruik nog vir lokale op 'n Sondag. Maar ons hoop dat dit ons gemeente ook sal help, dat dit ons finansiëel sal help om ons geboue te onderhou, om allerhande gate wat daar maar ontstaan, om te help daarmee. So dit is waaroor die besluit van Maandag gegaan het, dat oor die volgende 3-4 maande gaan daar nou 'n bietjie verbouings en veranderings wees. En dan lyk dit vir my hierso, Mei maand se kant, daar rond, dat daar dan 'n kleuterskool daar gaan besig wees. So dis maar net dat u op hoogte is daarmee. U is baie welkom as daar enige vrae is om met my te skakel of met Bobby wat die voorsitter van die eiendomskommissie is, met hom te skakel as u enige vrae rondom dit het. Dankoffers, ons omgee noodfonds, dit help vir ons mense met onmiddellike nood. Daar sal mense by die deure staan met 'n kollekte sakkie, as u daarvoor wil bydra. Dan net weer die Yoco kaartmasjiene, daai hele resepie daarso. En dan is ons baie dankbaar, ons 10de maand dankoffer wat nou aan die einde van die maand klaar is. Ons mikpunt was gewees 185.000 en ons is daarom nou al op 189.050 rand. Baie dankie vir elke een se bydrae. Maak nie saak hoe groot of hoe klein nie. Dankie dat ons saam kan werk om dit moontlik te maak. Ons gee nou geleentheid om die Here te vereer met ons dankoffer. God is liefde, juich ons harte, en bedenk wat liefde doet, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, heeft in liefde ons gegeven. Nou kan ons ontgeboren uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die ondergawe, laat hy liefde sprei, en die liefde wat volmaak is, kryg die vrees en saamsigheid. Hy wat eerste God is liefde, juich ons harte, en bedenk wat liefde doet, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons Vriende, kom ons staan, soos wat die stem uit die hemel van die Vader Jesus bevestig het,
So kom die Here vanoggend ook en wil hy elke een van ons bevestig met sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons wees en bly. Die Here seën